Ons kyk op na U. Ons besef dat ons sonder U niks is nie. Uit U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U alleen hoor die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle, vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Kom ons vra vir die Here om sy woord ook vir ons oop te maak, dat ons sy woord verstaan. Hemelse Vader, U is die bron van ons lewens. Ons wil bid dat U ons sal leer waaroor al hierdie lofsang gaan. Here, ons het die begeerte om ook iets van hierdie emosie te belewe wat al hierdie psalmskrywers laat as ons dwars deur die Bybel gaan lees. Wil U geloof het geprys het. As ons kyk na al hierdie gesange in ons liedboek en die talle liedere waarmee ons U kan loof en kan prys, dan bid ek, Here, dat U ons sal help, met ons sal werk dat dit meer sal wees as net 'n klomp woorde wat ons saam sing. En Here, dat dit regtig lofsang uit ons hart sal word. Praat asseblief vanmôre met ons. Wees asseblief op U besondere manier teenwoordig. Deur die woord, deur die Gees wat in ons woon en in ons werk. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Die tema aan God die eer. Nou, ons gaan nou lees uit Efesiërs 1. Dan lees ons wat Paulus nou daar geskryf het. En dan sien ons uit die verskillende hoeke wat Paulus nou kom praat oor God se eer. Nou, as ons nou maar net terugkyk na ons boodskappe wat ons die laaste ruk met mekaar gedeel het, dan is die een boodskap wat kragtig deurkom in ons Bybelstudie en telkens verwys ek dan maar terug. Dat ons nooit moet miskyk nie, want aan die basis van ons godsdienst, van ons hele wees as gelowig wees, lê die feit dat God ons gemaak het om sy volk te wees, en dat hy van mense gemaak het om 'n verhouding mee te hê. En dat ons verlede Sondag kon beleef, die gebeure kon herdenk, waardeur God sy skepping bevry het van die sondemag wat gedurig in die weg gekom het en die verhouding versteur het. Ons het herdenk die gebeure wat God in plek gesit het, omdat hy nooit opgegee het om 'n verhouding te hê nie. Nooit opgegee. En daarom, al sou dit dan beteken dat hy sy seun moes gee om aan die kruis te sterf en sy lewe daarvoor te gee, dan laat God dit gebeur. So ons herdenk die gebeure waardeur hy die skepping bevry het. Die gebeure waardeur die oormaak en die heelmaak van sy skepping gewaarborg is. Die bloed van Jesus Christus. En daarom moet ons die verbond erken. God, wat vir ons is en by ons is, sê, ek is daar. En deur Jesus Christus by julle tot die einde van die wêreld. Nou wat beteken dit om Christen te wees? Nou kom ons kyk net 'n bietjie, wat skryf Paulus nou hier? So, ons het nou hierdie agtergrond gesien, God gee nie op nie. Nou skryf Paulus vir die gemeente in Efese, en hy sê aan God die Vader van ons Here Jesus Christus, aan hom kom toe die lof. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees
wat daar in die hemel is, so het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. En hoor net weer daai woorde, God het ons uitverkies. Goed, kan ons die volgende, so God het mense uitverkies. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. So hy sê, ons is bestem om sy kinders te wees. En dan sê hy hierdie woorde wat in hoofletters wat ons 3 keer gaan hoor. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde van Jesus vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos, is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimnis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. So, nou hy sê hier dan, ons is bestem om deur Christus sy kinders te wees, deur die bloed van sy seun verlos. Goed, volgende. Sy bedoeling was om alles wat die hemel, wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur het volgens sy raadsbesluit. Deur Christus deel geword, is vooruit bestem volgens sy raadsbesluit. So sien, God sit alles in plek. Dan sê hy, daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel is, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. So die evangelie wat aan julle verkondig het, julle dit gehoor, daardie evangelie het julle tot geloof gebring. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. So ons hoor hier 3 maal. Daarom moet ons sy grootheid prys. Nou kom ons kyk na die volgende ene. Die vraag, wat beteken dit nou om 'n Christen te wees? Wat beteken dit nou dat hy na die wêreld toe gekom het en ons syne gemaak het? Wat beteken hierdie goed? Die maklikste, kortste antwoord wat Jesus daarop gee, sê, dit beteken, ons is sy kinders. Ons sondes is weggevat en ons gaan hemel toe. Dis die kort antwoord, die eenvoudige antwoord. En dan kom Paulus en hy verduidelik hoe hierdie dinge gebeur het. Paulus wil seker maak dat ons die grootsheid van dit wat ons gesê het, dat ons sy kinders geword en hoe dit gebeur het, dat ons het verstaan dat ons waardering hiervoor het. Nou kom sê hierdie 3 goed. Hoe het ons dan nou God se kinders geword? In die eerste plek sê hy, of hy kom in hierdie 3 goed kom en sê, die enige God was betrokke in sy volledigheid in die manier waarop ons God se kinders geword het. Hy begin deur te sê, ons is uitverkies deur die Vader. Uitverkies deur die Vader. Hy sê, volgens sy beskikking, gekies, bestem, sê vers 5. Vers 11 sê weer, bestem, God laat dit gebeur. So al die pad sien ons,
Om kinders van God te word, is God se werk. Dis nie ons werk nie. Ons kan dit nie verdien nie, ons kan dit nie bewerk nie, ons kan niks hiervoor doen. Om kinders van God te wees, is sy werk. Hy het ons gekies, hy het ons daarvoor bestem, hy het alles in plek gesit sodat dit kan gebeur. Jesus sê in Johannes 6 vers 38 en 39, as hy praat oor hoe hy gewaak het oor sy kinders hier, dan sê hy, dit was die wil van sy Vader, dat almal wat hy vir my gegee het, dat ek hulle moes bewaar. Hulle moet gered word, hulle moet nie verlore gaan nie. En hy sê, die Vader trek hulle na my toe. God se wil, sê die wil van my Vader was dat almal wat hy vir my gegee het, ek nie eens verlore sal laat gaan nie. So hy sê, die Vader wou het dat in sy werk, hy moes waak oor die wat hy bestem het en uitgekies het. So God se werk aan die pad om te verseker dat ons sy kinders kan wees. Hy bestem, hy kies, hy bepaal. En dan sê hy die eerste keer, daarom moet ons God prys vir hierdie genade. God het dit bestem en dat waar word. En dan sê Paulus, maar die Seun het ons verlos. In vers 11 sê, deur Christus het ons deel geword van die volk van God. So is dit bestem, het ons gesien sê vers 5 en 11. En so gebeur dit dan, hoe? Vers 7 sê, verlos deur die bloed van sy Seun, waardeur ons oortredinge vergewe is. En dan sê hy weer, daarom moet ons God prys. Deur hierdie evangelie van verlossing, sê hy, het julle tot geloof gekom. As eers nog terug, dan kom ons eers by die laaste dinge. Dan die laaste een sê, die Heilige Gees was die waarborg. So die eerste ene, prys God die Vader, want hy het ons gekies. Prys die Here Jesus Christus, want deur sy verlossing, deur sy sterwe, het ons sy kinders geword. En dan sê hy, en die Heilige Gees is ons waarborg, prys die naam van die Here. Die Heilige Gees is die waarborg. Die Heilige Gees, sê dit ons verder in hierdie Efesiërs 1 lees, is die een wat ons geestesoë verhelder, dat ons raak sien, dat ons verstaan, dat ons hoor, dat die dinge in ons gebeur. Die Heilige Gees is die een wat ons tot wedergeboorte lei, tot die verandering. Die Heilige Gees is die een waarvan ook in ons Bybelstudie oor verbond gelees het, en sonder Jesaja aan die Ou Testament, wat hy sê, wat die keelharte wegvat, ons hart van vlees gee. Die Heilige Gees volvoer hierdie vernuwing. Die Heilige Gees oortuig ons van sonde, skryf Paulus. Die Heilige Gees oortuig ons ook van verlossing, want hy wys ons Jesus Christus. Maak ons ook dat ons al hierdie dinge kan sien. Die Heilige Gees is die manier wat God met ons besig is. Daarom moet ons God prys. Prys hom. Hy het bestem dat jy sy kind kan wees. Prys hom, want hy tot die uiterste gegaan, hy het sy seun gegee om te sterf, so dit kan gebeur. Prys hom, want hy het die Heilige Gees gegee, om dit alles te kom waarborg, dat ons hierdie wonderlike nuus kon verstaan, dat ons hom aangeneem het, dat hy binnekant kom inkom, om ons redding te bewerk, om ons te verander. Dit bring ons dan ook nie weer, as ons nou in volgende kyk. Wat beteken dit? Christen wees is aksie. Ons is uitverkies, verlos, die Heilige Gees waarborg, sy prys hom dus.
Die volgende skyfie, as ons na die volgende kyk, dan sê hy daar, Christen wees is dus aksie. Dis 'n reaksie op God se aksie. Dis 'n reaksie op die dinge wat God gedoen het. Dis as ware ons eerbewys aan God. Wanneer ek reageer, dan bewys ek aan hom eer, die aanbidding. Dankbaarheid is die reaksie. Dis wat Paulus ons wil sê. Besef julle, sonder hom kon dit nie gebeur nie. Hy het dit laat gebeur. Hy het dit bewerk. Hy het dit vasgelê van die begin af. Niks anders as dankbaarheid behoort hieruit voort te vloei. Besef julle dat sy seun gekom het om self gegee as 'n offer sodat ons gered kan word. Besef julle dat ons die Gees het wat dit laat waar word. Hierdie prys, hierdie lofbring is 'n werkwoord. Dit ontspring uit dankbaarheid. My lof, my eer, my erkenklikheid, die gebrek daaraan, sê iets van my gevoel en my waardering vir wat hy gedoen het. Dis 'n belangrike ding wat Paulus sê. Ek is verlos om vir hom te lewe. So skryf Paulus dan. As hy nou, hier skryf hy hierdie woorde vir die gemeente in Efese, maar op 'n stadium as hy nou vir die gemeente in Korinthe skryf, dan sê hy, hierdie verlossing het gebeur dat ons vir hom sal lewe. Dis deel van die vernuwing wat God besluit het. Hy gee nie op nie, maar hy gaan weer terug na sy mense. En hy werk in hulle en hy verander hulle. Deel van hierdie goed. Ek het julle verlos sodat hierdie vernuwing kan gebeur. Wanneer ons dan vir hom lewe, dan straal ons sy krag en sy heerlikheid uit. Dis wat Paulus oproep. Hy sê dat ons hom moet eer. Dat ons hom moet prys vir hierdie groot goed. Dit behoort die reaksie van ons lewens te wees. Hy sê, want hierdie reaksie is die getuienis vir die wêreld daar buite, waardeur God se lof vermeerder word. Die Here Jesus sê ons, sy opdrag gee, dan sê hy, julle moet so lewe, dat julle lig laat skyn. En dit wat julle doen, julle goeie werke, sodat die Hemelse Vader daardeur verheerlik sal word. Sy lewe so, laat julle lig so skyn, dat God daardeur verheerlik sal word. Nou vir die gemeente in Filippi sê, verduidelik Paulus het so, in hierdie opdrag, Filippense 2 vers 15 sê, binne hierdie verdraaide en krom geslag, julle regtig lewe, onberuspelik opreg, sodat julle in hulle donker wêreld, in die wêreld van hierdie krom verdraaide geslag, moet julle die lig laat skyn, wat vir hulle die pad sal wys. So, binne hierdie krom verdraaide wêreld, dis die opdrag, dis die roeping, moet jy nou die lig laat skyn. So God stuur sy seun, volgens sy uitverkiesing en om waarborg deur sy Gees, die vernuwing, hy het nie die wêreld en die mensdom gelos nie, sê ek gaan red, bly vir my volk uitkies, ek red hulle, ek verander hulle, en hulle word deel van hierdie hele proses, en as ek in hulle gewerk het, dan sê hy, gaan lewe dan so, dat jy in hierdie chaotiese krom, verdraaide wêreld, die pad kan wys, die helder dig kan wees,
So Paulus kom sê, dit is so baie duidelik, as ons kyk in elkeen in die gemeente in Efese, Korinthe en Filippi, dat hy sê, ons is geroep en gered om deel te word van sy verdere reddingswerk. Geroep en gered om deel te word hiervan. So hy wil dus vir ons sê, wanneer die wêreld in my en jou lewe inkyk, wanneer die wêreld in die kerk inkyk, dan behoort hulle in die kerk van ons lewens te sien hoe lyk redding. Hulle behoort te sien hoe lyk lewens wat oorgemaak is. Hulle behoort ook die redder in dit te sien uit ons lof, prysing en erkenklikheid. Waar kom dit alles vandaan? Aan God die eer, want hy is die een wat ons geroep het, dit laat gebeur het, dit kom waarborg het. En dan kom ons uiteindelik by die vraag, die belangrike. Hoe pas my en jou lewe in God se plan in? Ons hoor, God sê, ek gee nie op. Ek gaan en ek voorsien selfs die uiterste. Ek het bestem dat ek 'n volk sal hê. En ek kies hulle. En ek gaan tot die uiterste ook gee my seun, sodat die mag van Satan gebreek kan word, sodat daardie bloed hierdie vergifnis kan kom waarborg. Dis die boodskap wat die Heilige Gees in mense se lewens bring, waardeur hier verandering kom. Dit sê, hoe pas my en jou lewe dan in hierdie plan van God, om vir hom steeds 'n volk uit te kies, om steeds 'n volk te wees, om in hierdie wêreld die donkerte te verdryf, dat sy volk duideliker kan wees, en dat die vernuwing wyer en wyer kan werk. Waar pas my lewe in? Dit is maklik om hier in die kerk te kan begin 'n klomp lofliedere sing. Dit is net so maklik om te kan opstaan en getuienis te lewe en sê die Here was my goed, is my redder. Maar die vraag, of is ek besig om saam met God te werk aan hierdie redding en vernuwing, dat dit verder gaan as net my eie lewe. Is ek en jy besig om so te leef, dat ons saam met God werk, dat die vernuwing en die genesing, die gesondmaak kan gebeur. Ons huil oor 'n stukkende wêreld. Ons huil oor ons eie stukkende wêreld. En dan kom God en hy sê vir ons, ek het voorsien alles en jou laat gebeur, gewaarborg, kom word deel. Kom leef daardie nuut wat die getuienis is. Paulus was so passievol oor hierdie dinge, so passievol, dat hy gedurig oor dit geskryf. Hy sê, ek wil oor niks anders te weet as Christus die gekruisigde is. Sê, ek wil niks anders te weet oor, niks anders te praat. Hy sê, ag, ek wil nie heeltyd meer praat oor, ons moet weer gedoop word, ons moet weer gedit en weer gedat. Wil jy een ding verstaan, Jesus Christus gekom, is gekruisig, sodat ons vernuwe kan word, gered kan word, dat die wêreld kan lewe. En hy gee sy lewe daarvoor, sy lewe, dat mense gered kan word. Paulus gee sy lewe, gee net 'n Sondag Christen, 7 dae 'n week, oral waar hy is, wie se geselskap ook al. Paulus gaan lewe dit. Sê, ons is deur
God geroep om die wêreld daar buitekant te gaan help genees. Om nie die medisyne, die redding, die resept vir onsself te hou nie. Daarom sê hy, gee aan God die eer. Prys hom vir hierdie groot dinge. Dat jou lewe God eer, en dat jou eer die pad gaan wys na hom wat die wêreld gesond maak. Soos waartoe Paulus ons roep. Is my en jou lewe in pas met die plan van God. Is dit so oorweldig en dankbaarheid dat hy dit beplan het, tot uitvoer gebring het, gewaarborg het en vir my gegee het as 'n geskenk. En dat hy vir my en jou roep en sê, gaan lewe dit. Gaan lewe dit. Word deel van hierdie verlossings- en vernuwingsplan. Wys hoe lyk die tyd. Wys wie die een is wat in jou lewe die vernuwing gebring het. Gee aan hom die eer. Mag mense op soek raak na die God wat my en jou lewe anders gemaak het. Wanneer hulle inkyk in hierdie gemeente se werke. Wanneer hulle inkyk in my en jou lewe van elke dag, begeer op soek raak na die God wat dit laat gebeur. Die God aan wie verandering en vernuwing toegeskryf kan word. Mag die Here ons genadig wees, mag my lewe wees, lewe aan God alleen dien, soli Deo gloria. Ek sê, Here, al wat ek begeer, is my lewe, wat aan U die eer gee, dat mense daarin kan soek. Wie is hy wat hierdie wonderwerk laat gebeur? Ons kry ons lewens in lyn met God se plan. Dis wat Christen wees beteken. Nie net woorde, maar 'n lewe van aksie, reaksie. Wat ons ontvang het, gaan deel ons uit redding en ons gaan deel dit. Dis dringend. Die wêreld het dit nodig. Amen. Ons Vader, U het alles in plek gesit, lank gelede. In die groot genade is dit alles daar. Het is wonderlik om deur Paulus herinner te word, stuk vir stuk, hoe dit so laat gebeur het. En is aangrypend om die verhale te lees van mense soos Paulus en talle ander, die Handelinge boek en die res van die Bybel en Paulus se vertellings en reise. En die verhale wat ons lees van die kerk oor die wêreld heen, die passie, wat mense se harte gekom het uit hulle dankbaarheid en erkenklikheid. Here, help ons dat ons lewens vir U loflied sal wees. 'n lewe wat U vereer. 'n lewe wat wys na U toe. Dat ons God het enig is, die antwoord. Die Vader wat red deur die bloed van sy Seun en deur die krag van sy Gees wil vasmaak. Maak ons, Here, U getroue getuies
bid dit in Jesus se naam.